welkom by vandag se aanlyn diens van die Ooskerk. Ons gebed is dat jy die Here sal ontmoet waar jy ook al is en dat jy sy teenwoordigheid sal ervaar te midde van hierdie onstabiele en onseker tye. Ek is Paulus Burger. Kom ons raak stil. Here Jesus, ons bely dat dit vir ons dikwels bo menslik moeilik is om bo hierdie omstandighede uit te styg. Dit is so verskriklik moeilik om hoop en geloof te behou op 'n beter môre wat miskien mag kom. En ons daaglikse stryd teen ons eie sondige natuur maak dinge niks makliker vir ons nie. Here, U ken ons binneste. U weet ons doen dinge dikwels anders as wat ons graag wil. As ons die goeie wil, staan die kwaad ons by. Here, U weet ook hoe swaar dit vir ons geword het as ons die hele tyd net slegte nuus hoor. Van die een ramp op die ander. Van mense wat siek is. Van mense wat mekaar seermaak, selfs vernietig. Van mense wat hulle werke verloor. Van mense wat nie kos het om te eet nie. Van helde wat val, van leiers wat knoei en hulle eie belange eers te stel. Van voorlopers wat voete van klei het. U weet dat die dinge ons moeg maak. Ons moeg maak vir die lewe, ons moeg maak vir mekaar. Here, ons voel verkil. En kil ons self ook dikwels. Ons beleef so min sorgsaamheid en daarom gee ons self so min om. Here, ons wil sorgsaam wees, so saghartig soos U self is. Teenoor almal, teenoor die wat saam met ons in inperking is, maar Here ook teenoor die wat bitter swaar het in hierdie tyd. Ons weet dat U by ons almal teenwoordig is. Amen. Die Here groet jou vanoggend met die woorde, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en die Here Jesus Christus, ons Here. Ons gaan nou saam luister na die musiek van lied 203 en 227. Jy kan saam sing as jy daar by jou huis wil, of net rustig sit en na die musiek luister.
raak vir so 'n paar oomblikke stil. En daarna gaan ons spontaan as 'n gebed voor ons saam gaan lees, na die Onse Vader luister. Ons lees saam uit Eksodus 2, die laaste gedeelte uit Eksodus 2. Maar voor ons saam lees, dalk so 'n bietjie agtergrond. Ons moet onthou dat die volk Israel nou in Egipte is. Dis die begin van die Eksodus, die begin van die uittogverhaal. Die farao het die volk onder swaar handearbeid gesit. Die kindermoorde het sopas plaasgevind en Moses het op 'n manier dit ontsnap. Ons onthou tog die mooi verhaal van die baba en die pissiemandjie op die Nylrivier. Hierdie is 'n soort van die oorgang, die verhaal net voor die intog. Asof die skrywer die verhaal net bymekaar wil bring. En kom ons lees saam, Eksodus 2 vers 23 tot 25. Die jare het verbygegaan en die koning van Egipte het te sterwe gekom. Maar die Israeliete het nog steeds gesug en gekreun onder die swaar werk. Hulle geroep om hulp het tot God opgegaan. God het hulle gekerm gehoor en aan sy verbond met Abraham, Isak en Jakob gedink. Hy het die nood van die Israeliete gesien en dit ter harte geneem. Ons lees net tot sover. Hoofstuk 3, Eksodus 3, gaan dan oor Moses en die brandende bos, waar God dan vir Moses uit Midian roep om dan die volk in Egipte te gaan haal. Hierdie virus bring 'n klomp goed in mense na vore. En alhoewel ons almal verskillende maniere het om goed in die lewe te hanteer, is daar sekerlik maniere wat ons nie so baie help nie. En is ook nie eers altyd ons skuld nie. Ek vermoed die tradisie en die manier hoe ons groot geword het, speel 'n rol in ons vermoë om op 'n krisis in ons lewens te reageer, of dan nie. Een so 'n manier wat my onderkry is om te maak asof hierdie virus op 'n manier van God afkom. Of nog erger, om te maak asof die virus in ons lewens as gevolg van een of ander sonde is wat ons gedoen het.
Sien, as Calviniste, as gereformeerdes, is dit maar so dat ons op 'n manier 'n fiksasie met sonde het. Ek lees van die Amerikaanse pastoor, die ene Stephen Andrew, wat gesê het, "Our safety is at stake since national disobedience of God's laws brings danger and diseases, such as the coronavirus." Met ander woorde, dis die sonde, dis die breek van reëls wat corona gebring het. Ek dink die pastoor help ons baie om iets van die wortel van ons verstaan van sonde te definieer. Sonde is dan disobedience, ongehoorsaamheid. Dit beteken ons het reëls gebreek, en omdat ons die reëls gebreek het, is daar konsekwensies. En daar is talle voorbeelde hiervan in die Bybel. Miskien sommer die eerste ene, die oudste ene. Adam en Eva het die reëls gebreek, en daarom word hulle uit die tuin van Eden gegooi. Breek van reëls, konsekwensies, straf. Of soos menigste dominees al oor die gedeelte gepreek het, as gevolg van sonde is hulle uit die tuin gegooi. En teologies is dit sekerlik in die kol. My vraag sou egter wees of die term sonde die beste woord is om ons probleme, ons foute, ons tekortkominge te beskryf. Want sonde, in die tradisionele sin van die woord, lei na skuld en vrees. Het is waarskynlik om ons so goed was om in die ou dae mense na bekering te lei, en dis ook natuurlik 'n baie geuite kerkwoord, na bekering te lei. Die eerste vraag was altyd, wat word van jou as jy doodgaan? En die rede vir die vraag hou verband met jou sonde, want baie sonde lei na die dood, lei na die hel. As ek doodgaan. En die enigste manier om ontslag te raak van sonde is natuurlik vergifnis. Die Bybel praat ook so. Liturgies het ons nog altyd ons eredienste so saamgestel. Skuldbelydenis, vergifnis, geloofsbelydenis. Sien, as jy erken dat jy baie sonde het, word jy vergewe. En dan wanneer jy sterf, kry jy jou beloning, omdat jy jou sonde bely het, en omdat jy vergewe is, en jou beloning is natuurlik die hemel. Daarom het ons almal verlossing nodig. Verlossing van ons sondes, vergifnis van ons sondes is, wat lei na die hemel, en die hemel is uiteindelik ons hoofdoel. Ek is nie seker of ons so reg is om presies so te dink nie, of miskien moet ek dit dalk maar eerder sagter stel. Ek is nie seker of dit ons help met hierdie lewe nie, en dalk nog 'n bietjie meer kontekstueel, ek is nie seker of dit ons help om te lewe in tye van corona nie. Die probleem met vergifnis as die one size fits all, beteken dat dit die antwoord op al ons probleme moet wees. En lees ons die tekste in Exodus, dan wonder ek sommer of sonde die groot probleem was. Is die probleem vir die Israeliete in Egipte sonde? Of is die probleem dat hulle gevangenes is, dat hulle sukkel om te lewe in hierdie land wat nie hul eie is nie? Is die probleem nie dalk dat hulle 'n behoefte het na vryheid, 'n behoefte het na hulle eie plek, na veiligheid, na hulle eie land nie? Daar's geen teken of aanduiding dat die volk in Egipte gevangenes was as gevolg van hulle sondes, of as gevolg van enigsins iets wat hulle self gedoen het nie. Wat die volk nodig het is nie vergifnis nie. Wat hulle nodig het is bevryding. Marcus Borg sê, stel jouself voor, Moses gaan dan terug na Egipte toe, nadat God aan hom verskyn het in die brandende bos, en hy sê vir die volk, my kinders, ek is hier om vir julle te vertel dat julle sonde vergewe is. Hulle sou dalk antwoord, baie dankie, dis fantastiese nuus, maar dis nie ons probleem nie. Ons probleem is nie sonde nie, ons probleem is slawerny. Ons probleem is gevangenskap. Ons probleem is, ons is vas. Ons kan nie hieruit kom nie. Natuurlik beteken vergifnis vir my sondes, veral vir ons die post-paas gelowiges, dat ons reeds gered is. En dis 'n belangrike konsep. Dit beteken dat ons reeds die lewens het. Dat ons reeds kan gaan lewe. Maar wanneer ek dors is, kort ek nie vergifnis nie, ek kort water. As ek honger is, kort ek kos. As ek in slawerny is, kort ek bevryding. As ek blind is, kort ek sig. Wanneer ek siek is, kort ek genesing. Of sou ons kon sê medisyne.
So ek dink om in hierdie coronavirus tyd te fokus op sonde, skuld en vrees is waarskynlik iets wat ons nie so baie gaan help nie. Inteendeel, ek sal so ver gaan om te sê dis dom om te fokus op vrees, skuld, sonde. Dis dom mits jy aan 'n God vashou wat die virus gestuur het, want dan moet jy jou sonde bely sodat God nou hierdie virus kan wegneem. Aan so God hou ek nie vas nie. Ek wil vashou aan 'n God wat die lewe vir my mooi maak, beter maak. Miskien moet ons hierdie fiksasie van ons van sonde as die sambreel term vir alles wat verkeerd is laat gaan en eerder fokus op iets soos heelheid, gesond wees, gesond leef. As sonde dan beteken dat daar fout is, dan beteken heelheid om die fout gesond te maak of reg te maak. Nog makliker, as die fout honger is, dan is heelheid kos. As die fout slawerny is, dan is heelheid vryheid. Miskien is dit wat nog 'n geuite kerkwoord verlossing dalk beteken. En ek is ook nie oortuig dat dit net gaan oor die hemel of die lewe na die dood nie. Eksodus begin met hierdie kyk op die verlede. Dit vertel van die Here en dit sien dan met hoop uit na 'n goed of 'n beter toekoms. En daardie toekoms is die moontlikheid, is die lewe om vry van onderdrukking te lewe. In 'n paar verse wat ons saam gelees het uit Eksodus, probeer Eksodus ietsie van vir ons verwoord voor die verhaal van die uittog begin. Die verlede is die belofte aan hierdie groot aardsvaders, Abraham, Isak en Jakob, dat God by hulle teenwoordig sal wees. Die belofte dat God vir hulle omgee, dat hy liefde is, dat hy die goeie dinge vir hulle wil gee, dat hy ook vir hulle plek en 'n spasie wil gee waar hulle drome kan uitleef, die beloofde land, 'n land van melk en honing, en daarom vryheid, verlossing van slawerny. Die Here probeer die Eksodus verhaal vir ons vertel is die dood van die koning van Egipte, die dood van Farao. En alhoewel die Farao se dood 'n belangrike merker vir Moses is, dis mos die merker dat die man wat vir hom 'n bedreiging is, nie meer daar is nie, en daarom kan Moses teruggaan na Egipte toe. Maar die Farao is hier meer as die baas of die koning van Egipte. Miskien kan ons aan die Farao dink as die metafoor van alles wat ons vashou. Die metafoor van alles wat ons terughou. Alles wat ons gevangenes hou. En miskien herken ons hierdie goed in ons lewens vandag. Behalwe vir die fisiese inperking, die coronavirus, met ander woorde dat ons fisies ingegrendel is, of dat ons fisies ingegrendel voel ons dalk gevangenes van 'n klomp sisteme. Skielik begin ons wonder of al die besittings, al die goed wat ons elke maand het, is dit regtig nodig? Skielik begin ons wonder oor ons beroep, oor ons lewenskeuses. Ons vra onsself af of die virus regtig so erg is as wat almal sê. Ons probleem, of so vermoed ek, is dat ons in Egipte is, of dat ons in Egipte was, en dat ons lewens gekenmerk is, of gekenmerk was deur slawerny en handearbeid. Voor die inperking het ons hard gewerk, om net genoeg te hê om te oorleef. Wat het ons nou nodig? Bevryding, ons het 'n pad uit nodig. Die pad uit, weet ons uit die verhaal van Eksodus, is nie die einde van die storie. Die pad uit is 'n pad deur die wildernis. En wat ons weet van die wildernis is dat die wildernis nie 'n lekker plek is nie. Die wildernis word gekenmerk deur onsekerheid. Deur klanke van stilte. Deur die idee dat tyd stil staan. Deur vrae. Hoe lank nog? Waarheen nou? Gaan dit ophou? Dis dikwels in die wildernis wat ons die goue kalwe in ons lewens oprig, een na die ander. Dis in die wildernis wat ons gryp na die strooihalms. Maar die verhaal van Eksodus is die verhaal van 'n journey, 'n reis, 'n pad deur die wildernis na die beloofde land. Dis die verhaal van 'n pad na die toekoms. Dis die verhaal van 'n beweging toward, 'n beweging na God. Hoekom? En daai pragtige vers in Eksodus 2, God het onthou.
God het die nood raak gesien. God het die onreg raak gesien. God het dit wat hulle vasgehou het. God het dit wat hulle teruggehou het, raak gesien. Ek wil jou aanmoedig om nie in paniek en vrees te lewe nie. Die laaste plek op wat ons nou moet fokus is vrees en skuld. Die laaste vraag wat jy in die wildernis vra is, wat word van my as ek doodgaan? Nee man. Die vraag wat ons nou behoort te vra is, wat word van my as ek leef? Wat word van my as ek deur die wildernis kom? Wat word van my in die wildernis? Jesus se boodskap het nie regtig gegaan oor maniere om in die hemel te kom nie. Sy boodskap het gegaan oor transformasie in hierdie wêreld, om die koninkryk van God in die wildernis te laat kom. Natuurlik is dit God wat die Israeliete bevry. Dis God wat hulle uit Egipte gaan red het, hulle deur die wildernis bewaar en in die land van melk en honing gebring het. God het Moses gestuur. God was hulle lig op die pad. God het hulle kos gegee. God het hulle versorg. En tog vra dit iets van ons. As die slawe in Egipte nie gereageer het op God se verlossing nie, was hulle vandag nog daar. Verlossing is God se werk. Maar dit vra van ons iets. Dit vra van ons om te kies, dit vra van ons om te doen, dit vra van ons om te leef. Dit is Augustinus wat gesê het, God with us will not, as we without God cannot. As ons nie lewe gaan bring in die wildernis nie, sal daar nie lewe wees nie. As ek en jy nie kies vir die lewe nie, en daarmee bedoel ek vir die lewe in die tye van corona nie, sal God ons nie transformeer nie. En sonder God kan ons nie. Miskien is die wildernis of Egipte die plek waar ons herverbind aan God, soos die pad uit Egipte weg van vasgelooptheid. Soos hierdie pad kan ons waarskynlik vandag kies vir die pad weg van dood en doodsheid, wat so om ons hang. Markus vertel nie die geboorteverhaal van Jesus nie. Die evangelie begin net met die woorde, iemand roep in die woestyn. En dan word er vertel van Jesus se werk, van Jesus se lewe. Miskien word ons geroep om meer te dink, of dalk verder te dink, of in Jesus se woorde verder te sien, om verder te hoor, verder te sien as die wildernis, verder te sien as die corona en inperking. Miskien is die bekering wat ons nodig het, nie die een wat vra wat van ons word as ons doodgaan nie, maar die een wat ons roep om verder te sien as wat die nuus en die koerante ons wil wys. Verder te sien as die goed wat ons energie steel en ons lam lê. Verder te sien as die kultuur van ons dag en om Jesus se pad uit die woestyn, in die wildernis raak te sien. Dis die pad van heling, dis die pad van gesond wees, dis die pad van gesond leef. Mag ek en jy elke dag kies om te fokus op die beloofde land. Mag ons oë gerig wees op die lewe van bevryding. Mag ek en jy kies om elke dag voluit te leef. Mag die donker, die sounds of silence, nooit die laaste sê in ons lewens hê nie. Amen. Kom ons raak stil en daar waar jy sit, luister ons saam na die pragtige verwerking van die lied Sound of Silence, wat ook julle vir ons opgeneem het.
ontvang die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by jou wees. Baie dankie dat jy vanoggend na die Ooskerk se aanlyn erediens geluister het. Nooi asseblief soveel mense as moontlik na al ons sosiale platforms vir ander inligting en kommunikasie gedurende die week. Maak asseblief steeds jou bydrae deur SnapScan of elektroniese betaling om so ons bediening in hierdie gemeenskap te ondersteun.